Baie welkom by ons aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel. Ons eindig vandag ons reeks af wat ons praat oor stories op die pad. Stories wat Lukas gedokumenteer het, wat Jesus vertel het van Galilea af op pad na Judea toe. Gelykenisse. Ons het gesels oor die goeie Samaritaan, ons het gesels oor dit wat jy moet doen met jou geld, dat jou geld nie jou moet dien nie, maar jy moet jou geld gebruik om ander te dien. Ons het gesels oor om aan te hou klop vir 'n vriend wat honger is, om aan te hou bid. En as daar 'n lyntjie is wat ons kan deurtrek, is dit juis die stories wat Jesus vertel het, gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor iemand anders. Ons help hulle wat swaar kry. Ons hou aan bid vir ander. Ander is honger. Ons gebruik dit wat ons het om ander te bedien. Dis 'n uitnodiging vir ons as kerk. Dis 'n uitnodiging vir ons om te reageer. Nie passief nie, maar om aktief betrokke te wees by hulle wat seer gekry het, hulle wat minder het, hulle wat verlore is. Vandag gesels ons oor die storie van die verlore seuns. 'n Storie wat ons so goed ken. Van hierdie seun wat weggegaan het en teruggekom het, en die pa het 'n fees gevier, en hierdie ander seun is kwaad daaroor. Maar voordat ons na die storie kyk, moet ons die vraag vra, hoekom vertel Jesus hierdie storie? Hoekom juist nou dit? En wanneer ons gaan kyk, sien ons dat Jesus reageer op iets wat die Fariseërs gesê het. Maar ek gaan jou vra, as ek jou vra om jouself te beskryf in 'n sin, hoe sê jy jouself beskryf? Is nogal moeilik, maar ek dink dit is belangrik dat mense dit doen. As ek jou vra om na jou vyand toe te gaan, die ou wat hulle kom nie goed uit die weg nie, om hom te vra om jou te beskryf, kry dalk 'n ander prentjie van jouself. Jesus het ook gesit met hierdie. Jesus het ook gesit met mense wat probeer uitmaak het wie hy nou eintlik is en nie eintlik verstaan het nie. Hy vra vir sy disippels, wie sê die mense is ek? Hy vra vir sy disippels, wie sê julle is ek? Maar dan sit jy met 'n klomp fariseërs, klomp kerkmense wat Jesus ook probeer beskryf, maar eintlik net om hom sleg te maak. En op hierdie dag is hulle besig om onder mekaar te gesels en te konkel. En hulle sê die volgende van hom. Nou dit wat hulle sê moet jy onthou, is dit waarop Jesus nou gaan reageer met stories. En hierdie stories word stories wat vertel word oor duisende jare waar miljoene, biljoene mense tot bekering gaan kom op grond van hierdie stories. En Jesus vertel hierdie stories eintlik nie om hulle verkeerd te bewys nie, maar om vir hulle te sê, weet jy wat, presies soos wat julle my beskryf, dit is ek. Wat kan hierdie wees? Dis 9 woorde in ons Afrikaans, so 7 in die Grieks. Wat hulle sê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Ons gaan vandag baie gesels oor die kultuur van daai tyd en die samelewing van daai tyd. En hoe alles wat hy sê, wanneer ons die samelewing en die kultuur beter verstaan, maak die storie vir ons meer sin. En om saam met iemand te eet was nie sommer 'n ligtelike ding nie. Jy het dit gedoen, wanneer jy saam met iemand geëet het, het jy eintlik gesê, ek wil tyd saam met jou spandeer. Daar was iets dieper in die verhouding. Dis hoekom ons die nagmaal nog hou. Dis iets dieper as om net saam te eet, net vir die hongerpyne. Dit getuig van verhouding. En om iemand te ontvang, sê ek maak plek vir jou. Ek maak plek vir jou aan my tafel. Ek maak plek vir jou in my lewe. En die Fariseërs kon nie hierdie verstaan nie. Jesus reageer met 3 stories. 3 stories waarvan ons al 3 redelik goed ken as jy nou al 'n rukkie in die kerk was. Die eerste een is die verlore skaap. Ons sing liedjies hieroor. Die verlore skaap, die skaapwagter los die 99 en hy gaan haal die skaap. Hy gaan oor die berge en hy gaan soek hierdie skaap en dan tel hy hierdie skaap oor sy skouers en hy loop al die pad met hom terug. Die skaapwagter betaal die prys groter as die een wat verlore is.
om hom terug te kry. En dan kom hy en hy roep almal saam en almal is bly saam met hom. Volgende een is 'n vrou wat haar muntstuk verloor, wat 'n dagloon is, werd is. En sy gaan soek oralste en sy kry hom. En sy kry almal bymekaar en hulle almal is gelukkig en bly saam met haar. Dis wat Jesus sê wat gebeur as daar iemand in die koninkryk inkom, as daar iemand tot bekering kom, as daar iemand begin glo. Dis wat gebeur in die hemel, die engele juig vir een. Dan gaan staan hy stil by die volgende storie. Dis die langste een van almal. En hy begin hierdie storie vertel. Hy sê daar was 'n seun wat na sy pa toe kom, is die jongste seun. En hy gaan en hy sê vir sy pa, ek soek my deel van die erfporsie. Ons lees dit in Lukas 15 vanaf vers 11 af. En hy sê, ek soek my goed. En die pa deel dit op. Ons weet die oudste seun kry 2/3 en die jongste seun kry 1/3. En hy vat hierdie goed en hy gaan verkoop dit. Kry nie noodwendig dit wat dit werd is, want hy verkoop dit vinnig. Die Bybel sê hy het dit vinnig gaan verkoop. En toe hy nou toe hy genoeg geld in sy sak het, toe gaan hy. Jy weet, toe jy op skool was jou grootste droom net dat jy uit die huis uit kan kom, dat jy jou kar, na matriek jou kar in jou huis kan koop en aangaan. Heeltemal onbewus van hoe die wêreld eintlik werk, en daar gaan hy en hy spandeer al sy geld op al die verkeerde goed. Hy eindig daarso in 'n hongersnood. Hy moet varke kos gee, weer eens 'n Jood en varke loop nie saam nie. Jy sal sien, Lukas kry elke keer hierdie skok element as hy die storie vertel. En daar sê hy, weet jy wat, ek gaan na my pa toe terug gaan en ek gaan vir hom sê, ek het gesondig teen die hemel en teen u, en weet, ek wil as 'n ambagsman kom werk. Want hy besef dat die werkers op sy pa se plaas eet beter as wat hy nou eet. En hier gaan hy terug na sy pa toe. Die ander seun is wie die ouer een, die verantwoordelike een. Die een wat al die regte besluite maak. Die een wat hard werk. Seker maak hy daag op, vroeg opstaan. Die een wat alles reg doen. Die geleenthede wat na hom sy kant toe kom, hy vat dit en hy maak iets van dit. Die seun op wie jy kan trots wees, die hoofseun. Die ander een is die rebel. Soveel keer gaan ons storie oor hierdie seuns. Maar waar hierdie storie eintlik gaan is die pa. Henry Nouwen, 'n teoloog en 'n baie bekende skrywer, gaan kyk na die Rembrandt skildery van die verlore seun. En hy sien, hierso is 'n seun wat by sy pa sit en teruggekom het, en hy vereenselwig hom met hierdie seun. En hy sê, weet jy wat, ek is hierdie seun. Hy gaan toe terug en hy gaan kyk weer na hierdie skildery. En hy sien, maar daar staan 'n seun daar agter. Die oudste seun, wat nie wil inkom. Wat sy broer haat. En hy sê, maar ek is soms daai seun. Hy gaan toe in 'n depressie in, want hy weet nie wie hy is nie. Is ek die een wat gaan het en teruggekom het? Of is ek die een wat oordeel? Een van sy vriendinne kom na hom toe die een dag, terwyl hy in hierdie depressie sit. En sy sê, soms is ons beide. Maar is hierdie storie nie 'n storie wat ons vra om meer soos die pa te wees nie. En ek wil vandag so oomblik stil staan by die pa. En dit wat hy gedoen het. Want ek dink as ons die storie oor die seuns maak, is dit so goed, ek probeer myself die held maak van my storie. En ek is nie die held van my storie nie. God is. En nie een van hierdie seuns het verdien hoe hierdie pa met hulle gewerk het nie. Kom ons kyk net vir 'n oomblik wat het gebeur toe hierdie pa na die een wat terugkom toe gehardloop het. In 'n oomblik sien hierdie pa hierdie seun. En ons lees dit in Lukas 15 vers 20. Hy het toe opgestaan en na sy vader gegaan. Hy was nog ver weg, toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry
en na hom toe gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee, bring gou 'n lang stola, die beste een, en trek dit vir hom aan. Gee vir hom 'n ring vir sy vinger en 'n sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en feesvier, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Toe het hulle begin feesvier. Sien jy hoe Jesus hierdie by die ander stories wat hy vertel het, weer aanheg, van iets wat verlore is en weer gevind is? Maar wanneer ons nader kyk, en ons kyk eintlik wat het hierdie pa gedoen, en in die samelewing, in die tyd, hierdie pa homself in 'n posisie gesit, waar ander skandelik na hom sal kyk. 'n Man het nie gehardloop nie. In ons kultuur, wanneer laas het jou pa agter jou aangehardloop? Jy gaan na hom toe. 'n Man het nie sy rok opgetel om te hardloop nie, want as hy sy bene ontbloot het, was dit skandelik. En weet jy hoekom het hy gehardloop? Nie net omdat hy sy seun gemis het nie, maar toe hy hom ver sien aankom, het hy geweet die gemeenskap gaan voor hom by sy seun uitkom, en omdat daai seun skande gebring het oor sy pa se huis, gaan hulle hom uitdryf. Hulle gaan hom buite die dorp laat sit. Hy mag nie inkom nie. Want iets wat verlore gaan is, in hierdie storie, as ons dit met 'n westerse oog bekyk, is hulle eer en skaamte, hulle honor en shame is groot, en vandag nog in daai lande is dit so. Daai pa hardloop om eerste by sy seun uit te kom, voordat iemand anders by hom kan uitkom. En hy sit homself in 'n posisie, waar die skande op hom kom, en nie op sy seun nie. Is dit nie maar wat Jesus gedoen het nie? Toe hy aan die kruis hang, toe gaan al ons skande op hom, sodat hy eerste by ons kan uitkom, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. En voordat hierdie seun, voordat hy nog sê, pa, ek kan hierdie goed vir pa terugwerk, omhels hierdie pa hom, en hy herstel hom in 'n posisie van weer, jy is my seun. Hy het nie gewerk daarvoor nie. Niks wat jy doen, kan jou kwalifiseer om in hierdie verhouding te staan nie. Nie sy mondeling wat hy, sy speech wat hy uitgewerk het om vir sy pa te sê nie sy planne nie, niks nie, want niks kan jou kwalifiseer vir hierdie nie, vir hierdie liefde nie. Sien wat hy besig is om te doen? Hy is besig om hierdie bar so hoog te stel, vir dit wat hy kom doen het. Daar's geen manipulasie nie. Daar's nie, Here, as u sal ek nie. Of Here, ek sal dan moet u nie. Nee, dis 'n oorvloed van liefde en omgee en nader trek en omhels en soen en vashou en herstel. Weet jy hoe sal ons lewe as ons hierdie kan agterkom? Weet jy wat sal ons doen in ons lewe as ons net kan agterkom dat God onvoorwaardelik na ons toe kom en ons omhels en ons nader trek? Weet jy hoe anderste sal ons ander behandel? En dan wanneer die pa die fees aan die gang kry en hulle sit in hierdie huis, is daar 'n broer wat buite staan. Hierdie broer is kwaad en hy het rede. Hierdie jong boetie van hom het gaan aanjaag en hy het teruggekom en nou lyk dit of alles oukei is, maar eintlik weet hy, hierdie boetie het nie verander nie. Eintlik weet hy, hierdie boetie het nog al die jare die streek. Hy is nog 10 teen die een wat die minste werk van almal ook. En hy staan buite, hy kom nader en hy hoor wat aangaan en hy's kwaad. Maar as hoe die pa na hom toe gaan en met hom in 'n gesprek intree. En as hoe die seun antwoord en dit wat hy vir sy pa sê, bring amper groter skande oor hierdie huis as die een wat teruggekom het. Die disrespek waarmee hy sy pa hanteer en sy familie hanteer. Het hierdie pa die reg gegee om vir hom te sê, weet jy wat, vat my jou goed en gaan liewerste.
Weer eens, die gemeenskap sou dit vir hom gedoen het. As hulle moes hoor hoe hy met sy pa gepraat het. Maar dis Jesus wat vir die fariseërs iets wil wys hierso in hierdie storie. Want hy na hulle toe gaan, in hulle woede, in hulle nie verstaan. Na hulle toe gaan en sê, weet jy wat? Wil jy nie maar net inkom nie? Wil jy nie die posisie van 'n ou boet vul nie? Ek is so lief vir hierdie stukkie, wat Jesus net hierdie storie vertel, en die woord wat hy gebruik, hierdie pa gebruik, wanneer hy met hierdie seun praat, is nie seun, een van aansien, of status nie, maar dis my kind, my laaitie. Verstaan jy nie? Verstaan jy niks wat jy of jou broer kan doen, kwalifiseer jy om 'n verhouding met my te staan nie. Dis ek wat na julle toe gaan en sê, kom net. Dis Jesus wat by die fariseërs staan, en ongeag wat hulle van hom sê, is, word julle net deel van hierdie. Vat julle rol as ou boet op, en kom in die huis in. Kom eet saam. Kom aanvaar, en kom eet. Sien, hierdie broer het geweet dat wat eintlik van hom verwag word, is die oudste seun sal inkom en almal moet groet, ten minste. Maar in 'n feessituasie sal hy ook optree as die hoofkelner. Seker maak die gaste is reg, hulle het niks kort nie. En hy het geweet dat die kans is goed dat hy sy broer gaan moet bedien. En hy wou nie inkom nie. En ons 'n prys om te betaal. Maar die voordeel wat die pa stel, is 'n voorbeeld van wie God is, en wat hy doen. Maar is 'n vraag vir my en jou. Wat gaan ons kies? In hierdie wêreld wat dit so nodig het, dat iemand na hulle toe hardloop met die goeie nuus van hierdie evangelie. Wat iemand na hulle toe hardloop en bereid sal wees om op te tel, om vas te hou, om seker te maak, jy's op 'n beter plek as wat jy was, om te herstel in plaas van af te breek. Dis waarvoor God my en jou roep. Om nie buite te staan nie, maar om in te kom. Om te kom deel hê aan die fees, en as dit moet, om die ou boet te wees wat dien, die ander dien, wat nou net ingekom het. En dis 'n boodskap vir ons tyd hierdie. Sodat wanneer die wêreld na hierdie kerk kyk, wanneer die wêreld na my kyk en na jou kyk, as daar een ding is wat hulle moet sê, is dit die volgende: daai kerk, daai mense, aanvaar sondaars en eet saam met hulle. Hulle staan nie in oordeel nie, hulle word deel. Hulle staan nie en kyk na die wêreld wat vergaan nie, hulle hardloop na daai wêreld toe en omhels en herstel. Dis wat Jesus van ons verwag. Dis die uitnodiging vir my en vir jou. Mag jy in jou lewe die keuse maak om mense om jou te aanvaar, nader te trek, saam met hulle tyd te spandeer, saam met hulle te eet, soos wat Jesus gedoen het. Ek bid dat die vuur van hierdie evangelie en hierdie storie in jou sal brand, en dat jy werklik waar 'n verskil sal maak, en soos die Pa sal lewe. Kom ons bid. Here, dankie. Dankie dat ons vandag kan kies om 'n pa te wees, of te reageer soos die pa, en nie soos hierdie seuns wat verlore is nie. Mag hierdie storie vir ons 'n werklikheid wees, mag hierdie storie deel word van ons lewe, en hierdie reeks, al hierdie stories, mag dit ons optel, en net op ander plekke bring, van ons geloof. Mag ons nie in 'n passiewe geloof lewe nie, maar 'n aktiewe geloof. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.